In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Goeiemôre, liewe mede uitgekooptes en verlostes van die Here. Vanoggend wil ek kortliks reflekteer oor 'n baie integrale deel en gebeurtenis van ons lewe as mens. En dit is die feit dat ons nie daagliks baie kere ons lewens ondersoek nie. Dat ons versuim om te kyk na die diepte, die effek en die impak van ons aksies. Nou, die Griekse filosoof het gesê dat 'n onondersoekte lewe is nie die moeite werd om te leef nie. Nou, hierdie Griekse filosoof Socrates het daarmee bedoel dat ons het nodig om van tyd tot tyd stil te staan deur die gang en wil en wee van ons lewens en ons lewens, ons aksies, ons gedagtes in oënskou te neem. My liewe mede pelgrimsgangers, ons kom vanaf 'n tyd, 'n era waar ons lewe gekenmerk was deur 'n nougesette verbintenis met die natuur, waar 'n sekere mate van rustigheid, innerlike vrede en kalmte in ons lewens teweeg gebring het, wat ons in staat gestel het om makliker in konneksie, in verbintenis met die Here te tree. Hierdie rustigheid en kalmte is vervang deur 'n modernisering en die industriële revolusie, wat ons lewens verander het na 'n onvervulde gejag na die wind. Ons leef nie meer in die oomblik nie. Ons is nie meer in staat om ons lewens te ondersoek nie, want ons is nie hier nie, ons is altyd either in die verlede of ons is in die toekoms. En wat ons daardeur vergeet is dat ons ontneem onsself van die gawe, die geskenk van die hier en nou. Nou, hierdie gesegde van die Griekse filosoof wat sê dit is nie die moeite werd om 'n onondersoekte lewe te lei nie, roep ons terug na die werklikheid om te sê, okamadisaka, mabataka, man indakagau, taim hadakan habi. Nedra khoina taim hani, nedra khoina ita, tikabika kankwa, nedra nau khoin au etwiti uiba, odakan hanusirati. Kaka takara, koko takara, mung andamadakana, hinkaka sendra ne khoi kau uicha, dra hinkaka sendra mung andama. Besef ek nie dat ek besig is om myself te vernietig met hierdie gejaagde lewe, waar ek nie ondersoek wat ek doen, waar ek nie ondersoek wat ek dink, en waar ek nie ondersoek dit wat ek sê nie. Nou, die Salesiaanse spiritualiteit stem met hierdie gedagte, omdat die heilige Franciscus van Sales eerstens sê, innerlike refleksie en selfkennis is baie belangrik, en hy benadruk dit in sy leerstellinge. Vir die heilige Franciscus van Sales was dit baie belangrik om daagliks, diep en gereeld oor die wil en wee, oor die gang van ons lewens te reflekteer en te oordink, sodat ons in oënskou kan neem, oka nog obadaka, Christopka, ranjamamlakum. Is ek nog na aan my God? Is ek nog na aan my bron? Of het ek verlore geraak in die detail van my lewe? En nie net herwaarts en derwaarts te has nie, want op die einde van die dag lê die produktiwiteit van ons lewens opgesluit, nie in hoeveel take ons vir die dag verrig het nie, maar hoe noukeurig, nougeset en doelgerig ons daardie dag spandeer het in die aanhoudende bewustheid
van ons afhanklikheid van God, en dus dwars deur die dag met hom in vereniging bly. Die gejagte lewe verwyder ons van onsself en veroorsaak dat ons 'n geselfsugtige lewe lei in plaas van 'n selfbewuste lewe. Dit beteken dat ek bewus word van hoe my woorde, my werke, my gedagtes ooreenstem met die wil van God, en dat ek jaloers daarteen waak om nie eens deur eie belange van God gedeel te word nie. Niks, absoluut niks, moet my deel van hierdie kalmte, hierdie rustigheid wat ek in Christus ervaar nie. Dit is hoekom die oblade van die heilige Franciscus van Sales 2 keer per dag gewetensondersoek doen, juis om te verseker dat ons nie op onsself fokus nie, maar dat ons besef dat ek is maar net 'n slaaf wat hier is om die take, die verpligtinge, die verantwoordelikhede, die werksaamhede wat my God my opgelê het uit te rig. Daardie klein en onopsigtelike stem van God wat diep in ons wese echo en wikkel in ons en ons tot aandag terugroep en ons tot aandag terug laat deins en terugruk, herinner ons aan wie ons is en wie sin ons is. Maar as gevolg van die aanhoudende fokus op die uiterlike en die behaal van nietige en verganklike doelwitte, onderdruk ons hierdie stem dikwels om sodoende nie gestuur te word in ons gejaag na die wind nie. Min weet ons dat ons verlore raak in die proses. Nou my liewe mede-aardse pelgrimsganger, vandag het ek weer 'n kans om met my bron en oorsprong, naamlik ons hemelse Vader, te reconnect, om terug te keer, housen, bring myself terug, maar wat ek aan gaan dat jy daar wat die kou Christus. Die vraag is, sal ek hom weer op sy stoot? Sal ek hom weer laat wag? En die voeding van my siel uitstel om te kan smil en my te vergryp aan die pele van die varke, wat selfs die verlore seun tot die besef teruggeruk het, dat hy tot beter bestem is en tot beter in staat is. God gee ons vandag weer kans, ongeag hoe ver ons is, om weer met hom te verenig in die teenswoordige oomblik en die verlossing vir ons siele te bewerkstellig. 'n Onondersoekte lewe is nie die moeite werd om te leef nie. Die heilige Frans van Sales benadruk in die Salesiaanse spiritualiteit die daaglikse ondersoek van myself, die daaglikse refleksie oor my lewe, die daaglikse terugkeer na myself, om daardie geestelike reekweerder weer te herinner vir myself die resolusie wat ek in die begin van die dag geneem het. Mag ek vandag na God terugkeer? Mag ek vandag tot stilstand geruk word? Mag ek aan hierdie kant van die graf, hierdie geleentheid, hierdie kans gebruik, wat God my gee, om te kan ondersoek, om bewus te word, en om reg te stel, sodat ek in die hiernamaals vir hom sal herken, deur hom herken sal word, en die ewigheid saam met hom sal ingaan. Mag God geprys wees. Amen.